Dis nie so baie drade, ek moet nog 'n bril ook hier tussenin op my oë kry. Daar punt nou. Terwyl ons Katie gou vir my help om ons gaan so 'n bietjie toneel speel vanmôre hier voor. 'n Bietjie konsert hou. Daar sê baie dankie Kat. Weet jy? Ja, doen asseblief, dankie. Kom ons sit, vader gaan mos nou hier wees, nee. Kom ons sit die ding hier. Bobby, pas die ding nou in jou prentjie nog? Oh, okay. Sê maar, as ons nou bietjie. Goed. Ekskuus, dis 'n krapperigheid. Dis mos verkoue tyd van die jaar. Julle almal lekker geslaap? Wie het koud gekry? Niemand. Al een handjie. Ag, sy maar toe nou net by sy vrou kon gelê het, nee. Ag, jene. Is julle net so opgewonde oor die dag en net so vol verwagting? Wow. God is good, hey? Yes, ek is so opgewonde. Ek kan nie vir julle sê hoe nie. Ek wil eintlik spring want ek is so vol verwagting vir wat die Here vanoggend vir ons wil kom sê. Maar weet julle wat, ek weet nie eintlik mooi presies wat die Here vir julle wil kom sê nie, want hy het nou klaar vir my so baie kom sê deur die voorbereiding van hierdie lesing dat ek toe later gesê het, "Haai Here, baie dankie, dit was nou net vir my bedoel." Ja, dit was vir my, weet julle, ek het nou so 'n bietjie probeer somme maak vanoggend. Toe ek nog in my bed lê, die lig is af en ek besef toe, maar weet jy, as ek nou reg my somme maak, dan is ek al 34 jaar by die Here. Ek is nie so oud nie. Ek het die Here aangeneem toe ek so baie klein was. Maar in elk geval, ja, toe ek 11 jaar oud dogtertjie was, het ek my wedergeboorte ervaar. Ek het groot geword, ek was gelukkig om groot te word in 'n huisgesin waar my ouers die Here dien en my van kleintyd af van liewe Jesus geleer het. En dan is 'n mens nou so geneig om in daai comfort zone, in daai gemaklike posisie te wees van my pa en ma is mos kinders van die Here, so ek is ook sommer okay. En weet julle, dit is nie eintlik net vanselfsprekend dat omdat iemand anders nou 'n kind van die Here is wat naby jou woon, jy ook een is nie. En toe ek 11 jaar oud was, het ek dit met erns besef, dat ek moet self my persoonlike saak met die Here regmaak. Ek moet na Jesus toe kom en hom innooi. Nou wat ek eintlik vir julle wil sê, om langs die kort te maak is, soos die jare nou aangestap het, die Here nou vir my baie goedjies nog geleer. Maar weet julle wat is my die opwindendste van hierdie pad met die Here is, daar kom nie altyd nuwe goed uit die woord uit. Die Bybel raak net nooit klaar gelees nie. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vir julle aanmoedig en sê, mense, vat daai woord van julle. Het julle Bybels? As jy nie een het nie, dan moet jy nou seker maak, jy gaan nie van hierdie kamp af sonder 'n Bybel nie. Kry vir jou 'n Bybel. Want dit is God se mond wat vir ons oopgaan om met ons te praat. As jy jou Bybel so oopmaak, dan is dit of jy God se mond oopmaak en hy praat met jou. En God is nie 'n vervelige God nie. Hy sê nie oor en oor dieselfde dinge nie. God is elke dag, nie elke dag vars, elke dag gee vir jou ander dinge uit die woord uit. En weet julle, toe ek nou hierdie lesing oor die vryspraak nou sit, en nou lees ek weer al die versies oor en oor, en mense, ek het dit al 100 keer gelees. En skielik spring daar sulke woorde uit my Bybel uit so. Wow! Het julle dit ook al agtergekom? Dis net, hier staan die woorde sommer so groot op en skielik vir die eerste keer besef jy, wow, kyk wat staan nie. Weet julle, ek is so opgewonde, ek dink, jene Rina, nie, jy lees seker nou verkeerd. Ek bel eers vir oom Pieter, nee, ek kry nie vir oom Pieter nie, en vir oom John, bel vir Van H, ek sê Van H, hierdie versie, is dit reg wat die staan, dit is so fantasties. Hy sê, ja, gaan jy glo, dit is so, dit staan moes daar in die Bybel. En hierdie wonderlike nuus wil ek vanoggend vir julle kom deel, want dit het my nou 34 jaar gevat om en kan jy glo net, met tot my skande, ek het hierdie selfde lesing al baie aangebied. Maar dat die Here het net so 'n nuwe ding kom doen daarin. Yes, man, dis stunning. Ja, die Here is goed. En dan wil ek vir julle anders sê.
Ek het nou nog 'n storieetjie gehoor wat vir my so aangegryp het. Toe ek my eerste kamp bygewoon het, ook soos 'n naweek soos dit, nou sit ons mos lesing in groepie en lesing in groepie en lesing in groepie. Toe voel my kop later of hy so maak. Voel julle dit ook baie keer? Dis net so baie goed en dis so baie inligting en jy kan amper nie alles op een naweek hier binne-in of hierin vasmaak nie. En ek het gedink, Here, hoe gaan ek dit onthou? Maar dit is baie goed en hoe gaan ek al hierdie goeders onthou? En nou die dag toe vertel iemand hierdie storieetjie wat vir my so kosbaar was. Want somehow, weet julle wat, wil ek nou vir julle sê, ontspan. As jy iets nie verstaan nie, of as iets nou nie vir jou, jy nou vir 'n oomblik jou gedagtes gedwaal het, en gits, nou het jy 'n stuk gemis, nou kom jy weer terug. Die dierbare, wonderlike Heilige Gees, waarvan ons nou gisterand geleer het, wat ons nou in ons kom woon as ons vir Jesus aanneem, sal jou self leer en lei, sal self die goed aan jou verduidelik. Oor tyd, hoe ook al. Nou die storieetjie gaan oor die vrou, sy was maar 'n eenvoudige ou vroukie en sy het maar altyd daar by die ou stroompie, wasgoedjie sitte was, sy het klere gewas. Maar sy het elke Sondag die diens bygewoon. En toe op 'n call toe kom hy, maar elke Sondag na kerk, dan gaan sê sy nou vir die dominee, dit was 'n pragtige preek. En dan gaan sy nou huis toe. En op 'n dag toe kom die dominee nou by haar huisbesoek doen. Ook sy sit ook daar by die wasklere by die stroom. En sy sê vir hom, dominee, jy het dan Sondag mooi gepreek weer. En die dominee dink, hy gaan vir haar bietjie uitvang. Hy sê vir haar, nou my suster, wat was nou vir jou so goed, waaroor het ek gepreek? Sy sê, nee dominee, ek kan nou nie meer dit onthou nie. Hy sê van my suster, nou wat 'n skrif het ons al gelees Sondag? Dominee, ek kan nie lees nie, ek weet nie wat 'n skrif ons gelees het nie. En die dominee sê van, maar daar lieg jy mos, jy kom sê elke Sondag die preek was so mooi, maar jy kan nie eers onthou en weet wat er aangaan nie. So kyk, die dominee sê vir hom, dominee, sien jy hierdie klere? Hulle verstaan niks van seep en water nie. Maar as die seep in die water so oor het gaan, dan raak het skoon. Wie julle, dit was vir my so mooi. Want soos wat die woord van God die naweek oor julle en oor ons almal gaan spoel, raak ons skoon. Wat daarvan jy nou verstaan of nie verstaan nie, is nie vir die Here die probleem nie. Is dit nie wonderlik nie? So ontspan. Die seep in die water doen die werk. God doen dit met sy gees. En nou goed, kom ons begin. Ek het al vergeet om op my horlosie te kyk. Ek wil een begrip aan julle verduidelik wat gaan oor die vryspraak, groot woord. En dit is eintlik 'n verskriklike groot ding, wat my nou tot by 34 jaar gevat het om regtig te verstaan, of dink ek, gaan ek oor 10 jaar nog weer iets niets hiervan ontdek. Maar dit gaan eintlik maar daaroor dat wat Des gisterand vir ons verduidelik het van Adam, wat geskape was as die volledige, drieledige mens, liggaam, siel, met die gees van God, wat God in hom geblaas het, en hoe die mens die gees verloor het deur die sondeval. En van daardie tyd af is dit nou so dat 'n mens nou, soos die woord sê, in sonde ontvang en gebore word. Nee, ken ons hy versie. Goed, so ons staan nou onder die van na Adam toe nou gesondig het die mens in die beskuldigde bank gestaan. Soos hy nou dit vir my so mooi beskryf het gisterand, dit het Adam sondige mens, wat was die woorde wat sy gesê het? Wat was Adam se staat in Christus? Was hy God se seun, God se kind, en toe hy die sonde doen, hulle verloor die gees van God, wat is sy staat toe? Toe is hy sondaar mens. Onthou julle nou dit? My mooi woorde gewees. Sondaar mens. En van daardie tyd af is die mens nou, almal wat daarna gekom het, sy staat was sondaar mens.
Nou goed, toe het God mos nou besef, maar toe het hy mos nou die gebooie vir die mense gegee. Hy het probeer om die mens weer met hom te connect. Want God se hart is mos nog juis al die pad daar om jou terug te kry by hom, want hy het jou gemaak vir hom. Nie? Spesiaal, en ek het gisterand in die groepie gesê, kyk vir die ou langs jou, lyk hy soos jy? Is daar iets van die iemand wat langs jou sit wat soos jy lyk? Kyk bykie ja, in die ou se oor langs jou. Sê nie, jy lyk nie soos ekkie. Want God maak net enetjie van jou. Daarom kan jy nie sê, ag nee, wat die Here kan daai een gebruik, en die Here kan dit, en so, en daai vingertjie wys nie, want daar's net een in God se hart, wat jou plekkie kan vul, en dis jyself. Ander ouens sal nooit God se hart volmaak met jou plekkie nie. Jou plekkie is daar in sy hart net vir jou alleen. En hy hunker om dit daar, die versoening weer te kan hê. 'n Dominee sê nou vir my so, maar hy sê, versoening beteken weer soen. God wil ons weer soen, hy wil ons weer by jou mee. Versoening, weer soen. Is mooi nie? Het was my pragtig. Goed. Nou goed, dit was die staat van die mens. En toe kom God en hy dink, wag, as hy nou vir die mens hierdie klomp reëls gee, dan gaan dit hulle nou laat besef, maar hulle moet nie steel nie, en hulle moet nie jok nie, en hulle moet nie moord pleeg nie, en julle ken die? Wat noem ons het? 10 gebooie, nee. As hy nou vir hulle dit gee, en hulle moet nou dit probeer reg doen, dan sal hulle daar min of meer nou reg lewe. Maar soos wat ons gisterand nou ook gehoor het, is, niemand het in al die eeuw dit ooit nog reg gekry, om al 10 gebooie al die pad 100% te hou nie. En as jy aan een skuldig is jy skuldig. Ok. Dis nie soos vandag as jy, of jy 20 snoeiskere steel, en of jy 1 steel, dit is steel. So as jy skuldig gevang kan word aan 1 snoeiskerse steel, dan is jy skuldig. Nee? En dan moet daar mos nou 'n hofsaak wees daarvan. Nou, ek wil gou die hofsaak. Dit wat gebeur het en hoe God die ding bewerk het, gou met julle behandel. Maar ons gaan nou versies daaroor lees, en ons gaan nou hier mense hê wat daarmee help, so julle moet nou net kop hou. Voor ons begin met die toneeltjie, wil ek net die versies met julle behandel, wat ek nou nie op transparant het nie. Ek net gaan my bril hier opsit, net so terwille om tyd te spaar. Hoekom ek net gou hierdie paar versies wil doen, is ek wil vir julle dit nou vir eens en vir altyd duidelik bring, dat 'n mens kan nie jouself voor God regverdig deur oulik te wees nie. Deur die mooi goede te doen nie. Want weet julle, ek het nogal gedink, ek is baie okay, toe ek so klein was, en ek het mos nou mooi groot geword, en my ouers my mooi maniere geleer, en elke Sondag, oggend en aand kerk toe gegaan, my maale was getroue bidhuurgangers, ons het nooit 'n bidhuur gemis nie, ons het huisgodsdienst gehou, al daai goed, man, I was so holy, het ek gedink, nee, al die regte goedjies gedoen. Ek het 'n Bybel gehad, my eie Bybel, ek het Bybelstudie boekies gehad, wat ek gevolg het en alles, en ek het gedink, ek kan myself so half as God se wit broodjie beskou, omdat ek daarom so ou, so dogtertjie is. Maar weet julle wat is die gevaar daarvan? Daar is altyd 2 punte. Die een is dat 'n mens die Here kan probeer behaag met jou goeie werke, en die volgende een is dat 'n ou so hopeloos is, dat jy dink, ag nee, wat die Here sal glad nie my belangstel nie, want ek is 'n hopeless case. Nee, hier is op die naweek van al 2. Hier is mense wat dink, ek is okay. Nou, ek dink, ek is heel tevrede met myself, die Here behoort ook tevrede te wees. Ek meen, ek doen nou nie daai goeders nie, en ek meen, vra net vir die dominee, ek kan vir jou so noem, en wat 'n raad dit ek al nee? Ok. Maar hier sit ook mense wat sê, oh, yes.
Ek weet nie of die Here meer self kan smeer aan my besigheid nie. Goed. Nou daai twee parte. En wat ek net wil sê is, die punt is dat 'n mens kan begin by die punt kom dat jy dink, ek is aanvaarbaar voor God as gevolg van my aanvaarbare gedrag en goed wat ek doen. En dit is ook hoe ek gedink het, tot op 'n dag wat ek hierdie ding lees, en ek het nog so bietjie geaffronteerd gevoel, want weet julle wat sê die Bybel? Die Bybel sê, ek gaan dit nou nie julle vir die na te slaan, ek lees soms hier van my papier af, maar julle kan my geopcheck, as julle nie glo nie. Galasiërs 3 vers 22 sê, volgens die skrif is die Bybel, is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Volgens die Bybel sê, die hele wêreld is vasgevang in die greep van die sonde. Ek dink, jy sê, ek doen nou nie al daai goed wat, ek steel en ek rook en ek drink en ek vloek en bla bla bla, nou, Here, ek is seker nie deel van daai, hy is seker die ander mense van wie jy nou hier praat. Nou sê die Bybel verder, Romeine 3 vers 10, want sien, ek het gedink, ek is miskien 'n uitsondering. Ha, toe kom die surprise. Die surprise is daar in Romeine 3 vers 10 wat sê, daar is nie een wat regverdig is nie. Rina, selfs nie een nie. Dit staan daar in die Bybel, julle kan gaan lees. My vrek, ek ook nie. Ek het nou gedink, ek is so right. En hier sê die Bybel vir my, daar is niemand nie. Daar is niemand wat regverdig is, en daar is niemand wat goed is nie. Ek dink, Jesus, Here, wat nou? En Romeine 3 vers 19 sê, ons ken almal die wet en is strafwaardig voor God. En dan sê vers 20, daar is geen vryspraak deur die wet nie. Met ander woorde, as die Here sê, daar is nie vryspraak nie, dan beteken dit, ek is nie vry nie. Ek het gedog, ek is okay, maar die Bybel sê nou, jy is nie vry nie. As God dan hier praat van, dat ek vrygespreek moet word, beteken dit dan, is ek nie vry nie. Nou, sjoe, dit is nogal 'n ding, jy weet, dit beteken, die Bybel kom sê eintlik vir ons, niemand is regverdig voor God, niemand was dan nou vry nie, maar toe God daardie ding, het God mos nou lankal besef, ons almal staan skuldig, en omdat hy ons so lief het hy 'n wonderlike plan bedink. En dis nou die good news wat ek vanoggend met julle wil deel. Man, dit is so wonderlik, want dit is nou die goeie nuus, dat ons nou nie almal hoef te voel, dis nou verby nie. Die Bybel sê ons is nou almal hopeless cases nie. Want God die Vader het 'n wonderlike oplossing bewerk vir hierdie hele krisis waarmee ons sit. En daai oplossing is Jesus. Wow. Nou kom ons miskien met ons begin met ons toneeltjie, dan gaan ek nou net maar so 'n stukkie Bybelstudie met julle doen, wat ons hier van die transparant af gaan doen. Moet ek net gou die regte papiertjie hier kry? Goed, nou moet julle gou vir ons, waar's my son daar? Abraham. Goed. Abraham is mos Abraham. Abraham stel nou vir my en jou voor. En ek gaan nou vir Abraham, hy het nou 'n mooi mat hempie aan, maar weet julle wat? Ek gaan nou vir hom so 'n ou lelike ding hier oor sy kop trek, wat voorstel, al die ou wonde, hierdie gate is die wonde van die lewe, die ou seer kry goeters, die lelike goed wat in sy lewe gebeur het, en wat hy gedoen het, en aan ander mense aan hom, wat hy nie kan vergewe nie, en al die ou goeters, wat ons so baie keer, maar so saam met ons dra. Hierdie stel voor ons vuil lewe. O, dankie, ja, die agterste mense wil ook vir hom so vuil sien. Goed, en dit is die Bybel sê,
hoe oulik jy ook al probeer wees, ons is in 'n sonde toestand. En omdat die woord sê ook, die loon van die sonde is die dood, ons is strafwaardig, dit beteken ons moet gestraf word as gevolg van ons oortredings. Nou hoe straf ons deesdae mense, of sit hulle in die tronk? Nou ek weet, iemand het my tronk oorpak, se boostuk geleen en nog nie gegeen nie, so ek gaan nou die broek oorsluit. Ek gaan nou net om het voor te stel, sit die so achter toe, julle weet wat hierdie oranje klere beteken, nee. Dis nou tjoekie toe. So ons is nou eintlik gevangenes, nee? Ons almal het eintlik hierdie toestand gehad. Dit is die toestand wat Adam en Eva hulle in bevind het nadat hulle uit die paradijs uitgekom het. Nou ja, dan moet jy mos nou in die tronk kom. Kom ons gaan sit vir jou in die tronk. Jy kan nie vry rondloop nie, 'n gevangene is nie vry nie, hier agter is die tronk, hoor? Ons sit vir hom, kan julle sien nie so? Ja, ons staan hier op die stoel agter die tralies. Hy is nou in die tronk. Dit is nou die staat van die mens. En God kom, en hy sê nee, so kan het nie werkie. Hierdie honderde duisende mense, vir wie ek so lief het, kan moes nou nie verlore gaan, en iemand moet hulle skuld betaal. En ons weet nou almal, dat Jesus was die enigste volmaakte offer, wat die skuld kon betaal, want hy is die enigste een wat nie skuldig was nie. As ons allemaal in die tronk sit, dan kan niemand vir ons kom uithaal nie. Iemand wat buiten kan die tronk is, moet ons vir jou kom uitbuil, nee. Iemand wat die ting het om jou te kom uithaal. As ons allemaal skuld, kan ons nie gee nie. Jesus was die enigste ene, wat dit gehad het. Hy was sonder sonde, wat dit vir ons kon kom neem op hom. Nou waar is Jesus? Onthou, dis net voorstellings, nie? Gotti is Gotti, maar hy is nou net Jesus vir die oomblikie. Toe het Jesus aan die kruis kom sterf. Gotti, jy kan maar so dit vasthou nie. Kom ons maak net gauw so. Ek het nou sommer net so 'n paar van die goedjies waarin mense oortree opgeskryf, want jy weet as daar hofsaak is, dan sal ons nou altyd die brief wat sê, wat jy moes nou verkeerd gedoen, die klagstaat, of wat nou mense het? Daai ding. Nou sy klagstaat is nou vloek en begeer en egbreek en afgoderry. Weet julle wat afgoderry? Dink ons altyd, dis nou, as jy nou voor 'n houtbeeldjie gaan staan en sê, laat, maar weet julle, afgoderry is eintlik om iets anders meer belangrik te ag as God. So as ek enige iets anders meer, as ek iets anders in die plek sit van God, in plaas van om op God te vertrou, byvoorbeeld vir my geld. Ek is nou net hier met die bank bezig en my py moet net reg wees en ek gaan te kere oor hierdie py en dit en wat, want my geld besigheid. Dan vertrou jy mos nou op jou py. Nee? Ek sê nie is verkeerd om met jou, ek meen dit, alles het meriete, maar julle hoor wat ek wil sê, die afhanklikheid wat ons moet hê, is van God alleen. In die oomblik as jy van iets anders meer afhanklik word, dan is dit jou afgod. So, afgoderry, Sondag ontheilig, nee, een van die 10 gebodes is die Sabbatdag wat geheilig moet word, en al die dinge, ons het ons vreeslike stelle reëls, wat ons in elk geval ons self baie keer opsit. Moord, en weet julle wat, moord is nie net om iemand se kop af te kap nie. As jy in jou hart klaar die gedagte bedink het, is dit eintlik so goed jy dit gedoen. Soos jy so kwaad raak vir iemand, dat jy dink, yes, ek wens hy vir ongeluk. Het jy eintlik klaar moord gepleeg, want jy het klaar dit bedink. So wat ek nou eintlik wil sê, ons almal nee, is eintlik aan al die goeie skuldig op 'n manier, op 'n stadium. Goed, so ek sit nou sy klagstaat nou hier,
by die tronkdeur op, daar sy, veroordeel skuldig. God kom en hy laat vir Jesus aan die kruis sterf. Vergewe nou, maar die kruis is nou, dit is nou die kruis. Katie, daar soos jy. En Jesus hang aan die kruis en hy kom betaal. Nou wil ek net gou vir julle lees, wat het Jesus presies kom doen? Kan julle saam met my daar lees? Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Die volgende enetjie 1 Petrus 2 vers 24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Moet ek 'n bietjie opskuive? Kom ons lees nog 'n eentjie verder. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Sien, daar kom my woord vrygespreek nou weer in. Net omdat ons gelees, niemand is vry nie. Nou staan daar, deur God vrygespreek, deur ons eenheid met Christus. Nou sê of mens daar nou al eenheid tussen hom en hom. Hy staan aan dour. Nee? Goed. Daar is nou klaar betaal, Katie gaan haal die beskuldiging van hom, en kom sit hom hierso by jou. Dit is wat Jesus gaan doen het. Jesus het gegaan, en hy die beskuldiging van ons, die straf wat op ons moes kom, die skuldgevoel van, ek is verlore, ek het kan nie, ek het Jesus kom neem op hom. Daar sy. Nou gaan ons lees, Gati, hy staan daar, Kolossense 2 vers 14 sê, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Gati, plak dit hierso, dat dit daar kan hang. En dan kan jy net eers vir ons oomblikkie sommer sit. Ja, sommer daar op die stoel, wat jy nou weer gebruik. Mense, julle verstaan Afrikaans nie. Sien julle wat staan in daai versie? Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Wat beteken tot niet maak? Weg? Dink jy weer aan nie? Wegmaak? Vernietig? Dit beteken, dit bestaan nou nie meer nie, hy het dit weggevat, tot niks gemaak, dit is nou niks meer nie, nie? Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Wat beteken, as mens iets vergoed wegneem? Dit sal nooit weer bestaan nie, dit is vir altyd, jy kan daar in die plek van vergoed, kan jy sê, vir altyd weggeneem. En weet julle, ons mense, ek is een van hulle, sukkel om daai versie rarig te kop. Want weet julle, ons menslike brein is so dat, jy weet, ons vergewe, maar ons vergeet ook nie so lekker nie. En ons is nog baie keer lief om nog so 'n bietjie ou koeie uit die sloot uit ook te haal. En God sê,
hy haal nie ou koeie uit die sloot uit nie. Maar weet julle wat is my die wonderlikste van hierdie hele ding, is dat dit is nie net, en dit gaan my verstand te bowe. Vergoed beteken vir altyd, selfs dit wat nog gaan gebeur. En onthou my, ek gaan net weer daarby kom. As ek vergeet, moet julle my herinner, hey, jy moet nog sê van hy weersondes. So julle twee vir my onthou, as ek vergeet. Ok, ek gaan nou net eers 'n bietjie aan. Goed, Jesus het toe vir ons daai straf kom dra. Nou, gaan ons lekker bietjie Bybelstudie hou. Kom ons vat nou hierdie versie. Hierso staan, in Romeine 3. Julle kan die hele Romeine 3 gaan lees vanaand, of wanneer julle by die huis kom. Dit is skitterend, ons het nie nou tyd om die hele ding deur te gaan nie. Romeine 3 en Galasiërs 3. Galasiërs gaan ook oor hierdie vryspraak ding. As julle, dis 'n klein boekie om te lees. As jy nou nie weet waarom aan te gaan, waarom te begin lees jou Bybel, lees jy sommer eers dit. Hierso staan, maar nou het die vryspraak deur God, sien nou sê die Here, hier kom nou vryspraak. Ons was nou skuldig, ons het gehoor, ons is nou almal skuldig gewees. Vryspraak van die wet en die profete getuig, kom ons lees reg, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie. Met ander woorde, God het agtergekom, stelle reëls vir die mense, werkie. Dit werk nie met die mense nie. Nou sê die Here, daar het vir ons 'n vryspraak gekom, wat nie oor 'n wet gaan nie. Wauw! Begin dit bietjie lekker klink? Daar's nou nie wette nie. Want God sien, ons kan nie wette en reëls nakom nie. Nie deur die wet te onderhou nie. Want hy het mos nou daai skuldbewys gaan klaar betaal. Nee? Ons is mos nou eintlik skoon. Nou sê hy, maar, lees my die vers 22 daar saam met my, hierso. Maar deur in Jesus Christus te glo, God gee dit sonder onderskeid aan wie? Almal wat? Hoe moet jy maak? Wat moet jy doen? Ja, maar wat van al die mooi goedjies wat jy ook moet doen? Verstaan dit daar? Nee. Ja, maar wat nou van hy dienste en Bybel en bid en al die goeders, wat nou nog daarvan? Wat sê die Bybel? Glo. Kom ons kyk of daar nog iets weggesteek is. Nee, daar begin die volgende versie. Nou sien, hier sê vers 23, weer die ding wat ek net gesê het, almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien. Wow! Dis nou lekker musiek. Die Here wil nou vir ons iets die presie kom gee, en ek hoef net mooi niks te doen nie. Wat kry mens nog in die lewe verniet? Niks. Nie eers water kry mens meer verniet nie. Ja. Hier sê die Here, sonder dat jy dit hoef te verdien. Met ander woorde, mense, hoor nie die goeie nuus, sonder dat ek hoef oulik te wees, sonder dat ek eers moet ophou rook en 'n slaggoedjie moet kerk toe gaan, sonder dat ek hoef ophou rond te slaap en al die goetertjies en dit wat nou nog in jou lewe aan die gang is, wat jou hou daar waar jy is, sê die Here, jy hoef niks te doen nie. Dis great nie, klik julle dit. Die Here sê, sonder dat hulle dit verdien. Wat gebeur? Hier kom die goeie nuus. Kom ons lees weer vers 24 af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade
vrygespreek vanweë die verlossing in Jesus Christus. So, God het eintlik nie 'n saak met wat jy gedoen het of nog gaan doen nie, want Jesus Christus het klaar die hele job gedoen. Dis finish, dis verby, dit is gedoen. Sonder dat ek en jy 'n vinger daaraan hoef te verroer het. Joe, lekker, goed. Nou sê vers 27, het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee. Weet, dis daar waar daar so baie keer hartseer tussen Christene en nie-Christene en daar goeters kom, want die oomblik wat die ou mos nou hier van die kamp afkom en hy het hom ons nou bekeer, soos hy sê, dat hy mos nou net beter. Nee, ek is hom nou nie meer daai ou nie. Nee, sê, ek maak hom nie nou meer so nie. Roem. Wie die werk in jou lewe kom doen? Jyself? Nee. Die Here sê, jy het niks daarmee te doen gehad nie. Hy het die werk kom doen. Hy het jou kom red. Hy is die een wat alles kom doen het. Ons het niks om op te roem nie. Het ons nou iets om uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Kyk, ek is hom so en so en so en ek maak hom so en so en so. Ek maak nie dit en dit en dit nie. Wat sê die Bybel? Die van werke? Nee, nee, nee. Deur die van die. So wat moet ek doen om het te kan kry? Ek moet net glo. Yes, goeie nuus. Goeie nuus. Jy hoef niks die naweek hier te kom doen nie. Jy moet net hier sit en glo. Alles is klaar gedoen. Jo, is julle opgewonde daaroor? Man, klap vir julle hande. Ha, goed, so, ons gaan nou net eers 'n klein bietjie hier stop, dat ons met die verhaaltjie net aangaan. Want sien, ons is nou by die punt waar ons besef, goed, God het reeds klaar betaal vir al die mense op die aarde se sonde. Wiele, dit is nou eintlik wat ek toe nou gestryk het, soos die Engelsman sê, wat my aangegryp het, toe ek hierdie ding lees. En ek bel van haar, ek sê van haar, lees ek die Bybel reg, maar beteken dit dan dat alle mense eintlik klaar skoon is voor God? Want dit is eintlik wat die Bybel sê. As jy dan nou jou skuld vergewe is, dan is jy mos nou skoon. Dan is daar mos nou nie iets teen jou nie. Ek sê van nou, yes, dis eintlik so unfair. Alle mense, die goeie mense, die slegte mense, die kerkmense, die goddelose mense, al die mense is voor God vrygespreek. Dis dan nou wat die Bybel hier sê. Is dan nou skoon gemaak deur God? Hy sê vir my, ja, Rina, dis waar, maar weet jy wat? Almal wil dit nie in ontvangs neem nie. En dit is nou daai wonderlike stuk, waarby ons nou die naweek wil uitkom, en ek glo en ek weet en ek bid en vertrou, dat almal die naweek by daai punt gaan kom, wat jy besef, ek voel skuldig oor my lewe, en ek voel onseker, en ek voel dit, en ek voel dat, en ek dit, en ek dat, en ek so, en ek sis, en ek sien myself in daardie bootjie, en ek sien my skuld, maar nou kom die Here met hierdie wonderlike boodskap, en hy sê, jy hoef nie meer daarna te kyk nie, dis nie meer ter sake nie, dis 'n afgehandelde ding, God het dit klaar van jou eintlik weggeneem, maar jy moet dit nou kom ontvang, want die Here wil vir jou skoon klee. Haas my rok. Die Here sien ons almal skoon. Maar nou moet jy moes dit kom aantrek. Want as jy nou daar sit, in die greep van die Satan, waar hy nog vir jou hou
onder die gedagte van dat jy 'n gevangene is en 'n beskuldigde is, dan gaan jy daar sit. Terwyl dit klaar vir jou gedoen is, dis soos in, weet jy, wat jy's nou verhoor afwagtend, en hulle klaar, die saak is uitgegooi, maar nou bly sit jy nie tronk. Is dit nie 'n bietjie stupid nie? Huh? Die saak is nou uitgegooi, maar jy kies om nou in die tronk te bly sit, waar jy nou eintlik kan vrykom. Yes, man. Goed, so, waar is die duiwel? Hier, en hier kom, ek wil nou gou net, ek weet gou met die storie verder aangaan. Die vaarbond in die verhaal, ons gee vir hom swart. En hier is so 'n gaatjie, hier is 'n gaatjie, sy, en nie is glad te mooi om die duiwel te speel, maar ek gaan op hom 'n lelike ding op sy gesig sit. Lenny, verrig jy, trek hom oop. Nou sy. Oeh, man, ek raak sommer bang. Dit kyk. Kyk 'n bietjie daarvoor. Staan 'n bietjie daar by daai mannetjie wat jy so gevange hou. Staan bietjie daar by hom. Jy het hom ons daar gesit. Maar nou het ek vir die duiwel 'n surprise. Want Abraham het mos nou gehoor wat ek vertel het. Abraham is mos in die naweek op die kamp. En Abraham hoor, hy hoef nie meer daar te sit nie. Die saak is uitgegooi, die saak is afgehandel, die boete is betaal. Hy kan maar uitkom. Nou ja, Abraham, wil jy nog maar bietjie daar sit? Is dit vir jou lekker geraak om daar te sit, of wil jy in die vryheid uitkom? Wil jy maar uitgaan? Nou maar dan gaan ons nou vir jou oopmaak. En jy kan maar uitkom. Jesus, neem gou vir my wie jou plek in. Nou goed, wag gou aan. Nou wat het ons gesê, wat moet gebeur met die versoening? Ons moet nou, dit wat klaar vir ons gedoen is, nou net gaan haal. So hy gaan nou net tot by Jesus. Wat het ons gisterand gesê, wat het God gedoen? Hy het gekniel by die kruis en bely gesê, ek besef, ek was 'n gevangene, maar ek besef dat u vir my betaal het. Ek besef dat dit vir my klaar gedoen is, en ek wil dit nou kom neem, Here, ek wil dit nou kom aanneem. Nou goed, Katie, jy kan hom nou klee, met sy nuwe wit kleed, gooi af daai. Sit nie die mouwe in? Vat jy jou vullis? Goed, kan jy my nog hoor? Goed, kyk hoe smile hy. Is dit lekker om so los te wees? Is lekker om uit die tronk uit te wees? Man, is jy nou 'n vry man? Is jy nou 'n vry man? En hy's bly en hy's vry. Wonderlik. Nou dit is wat hier moet gebeur. Nou het jy die naweek by die kamp gekom, jy het geleer, jy's vrygespreek. Die Here het al jou skuld vergewe, jy is brand new, skoon voor die Here. Maar, nou gaan jy van die kamp af, en so 2 weke later, nou, stap jy bietjie saam my. Nou die heerlikheid waarin jy verkeer het hier by die kamp, die heilige atmosfeer. Want sien, hy gaan nou huis toe, daar wag die mannetjie mos ook. Maar hy is skoon verklaar deur die Here. Die Here het vir hom skoon. Ons is almal skoon voor God, maar hy het dit nou kom neem. Hy het dit nou kom vat. Goed, hy het sy vryspraak kom aanvaar. En nou sit daar so 'n paar mooi meisiekies en hy
kry so weer 'n gedagte van begeerlikheid en hy begin dalk so 'n gesprekkie aanknop en die duiwel sien daar sit nou en waar sy pakkie sigarette hy het mos nog gerook en nou raak hy lus vir hy sigarette en hy vat so 'n skyfie, maak sommer so, soos wat jy nou sien. Maar hy is klaar vrygespreek, skoon gemaak, maar ons is nog in die wêreld. Die wêreld het nog sonde. Hierdie ding is nog besig om ons almal te wil onderkry. En hy sien, hierdie man het nou lekker weer in die sonde ingeval. Hardloop. O, wag, waar's Vader? Goed. Daar is hy. Ek wil nou vir julle voorstel, dis wat die Bybel sê wat gebeur nie. Sit sommer op die tafel, laat jy hoog sit. Sit hier op die tafel. Ek het nou vir my pers kleed, want pers is koninklik, hè? Sommer net so. Hy is die koning van die heelal. Hier is God die Vader. En hierdie bekeerling wat sy vryspraak ontvang het nou 'n paar verkeerde goetertjies weer intussentyd gedoen, en nou gaan die duiwel en hy gaan kla hom aan. Jesus, wacht, nou laat ek net gou, staan jy gou vir my hierdie kant, die woord sê, Jesus het nadat hy gesterf het, gekruisig is, opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God. Nou gaan jy nou daar na die linkerkant toe, en jy gaan kla hom nou aan. Die woord sê, Satan is die aanklaer. Hy gaan nou, want sien, hy wil hom moet terug hê. Hy wil hom terug hê vir hom. Nou gaan sê hy vir die Vader, Here, het jy gesien wat het Abraham alweer gemaak? Hy het toch gerook, hy het met die ander girls weer die mekaar geraak. Kyk, hy wys. Hy kla aan, en weet jy wat, ons eie gewete kla ons ook aan, en ons voel skuldig daaroor, maar weet julle wat sê die woord, wat gebeur? Die oomblik as Satan ons aankla, wat doen Jesus? Die Bybel sê, Jesus is ons advokaat. Jesus is die een wat ons saak verdedig. En Jesus, wat sê jy dan vir Vader? Vader, dit bestaan nie meer nie, dit is vernietig, dit is uitgewis vir ewig. Maar sê die Vader van Tata Duivel, jy het geen reg om hierdie persoon weer te kom aankla nie, want hy is skoon voor my. Nie omdat hy nie op sy dade nie, nog steeds nie oor sy lewe nie, maar oor die lewe van Jesus, oor wat Jesus gedoen het. En weet jy, dit is wat die woord sê, het enige iemand nou iets om op te roem? Niemand nie. Waar moet ons roem? Op Jesus, op God, op wat hulle vir ons bewerk het, die Heilige Gees, wat hulle in ons lewe doen. Ek sê nou hulle, dis een, maar julle bedoel, ek breek hom nou maar net in die 3 persone op, wat elkeen sy werking het in ons lewe. En ek wil net julle moet weet, as julle weggaan van die kamp af, en julle val weer in verkeerde goeders, dan val jy nie weer tot by hier nie. Want die woord sê, dit is vir ewig en altyd betaal. Die goed wat jy nog gaan doen ook. Want wat met ons gebeur is, ons dink, die Satan maak ons skuldig, en ons dink, ag, ek het nou weer verkeerd gedoen, ag, jene wat, dit is nou maar so, en ons gaan terug na die tronk van ons, het ons laat toe, dat die Satan ons net nog en meer belaai met al die ou skuld. Sonde raak nog 'n sonde en nog. As ons net kan besef, dat ons vry verklaar is, klaar.
Jy's klaar, God sien jou klaar so. Dit is eintlik te groot vir ons verstand om te verstaan. Jy sê, maar sien die Here nou nie al hierdie verkeerde goeders wat ek doen nie. Weet jy wat doen hy? Hy sien Jesus se bloed wat klaar betaal het vir al daai verkeerde goed wat jy doen. En weet julle wat vir my nog so kosbaar aan dit is, wanneer 'n mens regtig by Jesus gekom het, staan gou weer, het jy gesien wat het Gatti gedoen? Die oomblik toe hy by die kruis kom, te doen Gatti dit. Dis wat God met ons wil doen, hy wil met ons in hierdie liefdesverhouding staan. Hy wil ons lief hê en ons met hom lief hê. En dis eintlik so kosbaar. Daai, en nou, ek het nou heeltyd vir julle gesê, daar's niks werkies en mooi goedjies wat jy kan doen om die Here te behaag nie. Maar weet julle, daar is 'n plek vir mooi werkies. Hier. Want wat doen jy as jy lief is vir iemand? Toe ek getrou het met my man, het ek in die oggende opgestaan en vir hom koffie in die bed, tee in die bed, hy drink tee in die bed, tee gaan maak, want ek wil hom graag bietjie bederf, want ek is lief vir hom, ek wil op 'n manier vir hom sê, I like you, dankie vir alles wat jy vir my doen. Dit was nie noodwendig vir my lekker om vroeg op te staan en ek het koud gekry en dit is, ek was nog vaak, maar ek het dit gedoen, nie omdat hy gesê het, vrou, luister, as jy met my getroud wil wees, nee, dan moet jy, 7 uur in die oggend op die dot, moet jy 'n beker tee langs my bed hê nie. Hy het nie sulke goed vir my gesien nie, maar by al mens, my man het geen reëls vir my gegee toe ons getroud is nie. Daar was nie reëls nie, die enigste reël was, ons is lief vir mekaar. En uit liefde uit, het ons vir mekaar al hierdie goedjies gedoen. Het ek vir hom die koffie met moeite gaan maak, of die tee, omdat ek wou, omdat ek lief was van hom, wel ek is nog steeds lief vir hom, ek bring het nog steeds vir hom, maar nou maak ons partykeer beurt is, ek bietjie in die oggend laat lê, dan bring hy vir my, nie omdat ek gisterand vir hom sê, luister hier so, môreoggend gaan ek laat lê, en dan bring jy asseblief vir my so, by 10 uur se kant 'n koppie tee nie, dis so die reëls in hierdie huwelik werk nie. Wie wil so 'n huwelik after all hê? Nie ek nie. Daar wil ek nooit getrou het nie. Maar uit liefde uit, bring hy vir my die tee. Al moet hy nou sy werk daar buitekant los en inkom en het vir my bring. Die opoffering maak. Maar omdat hy dit graag wil doen, uit liefde vir my. En dis waar werke inpas in ons verhouding met die Here. Uit liefde uitdring dit my om vir God dit en dit en dit en dit te doen. Nie omdat ek dink ek kan 'n beter plekkie verdien in God se hart, of omdat ek dink hy's 'n streng vader wat sê, as jy nie Sondagoggend kerk toe gaan nie, gaan ek jou met die sweep slaan. Dit is nie die pa wat ons het nie. Daai God Vader wat ons het, Jesus wat ons het, is net lief, lief, lief. En uit liefde uit, doen ons die goed. En as jy dit nie uit liefde uit doen nie, my broer, my suster, as jy dit nie met 'n passie in jou hart vir die Here doen nie, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy 'n bietjie jou motief ondersoek. Dan moet jy weer gaan dink, wat maak dat jy die goeders doen wat jy doen? Want God ken ons harte. As jy dit doen om deur mense gesien te word, dan is dit, die woord sê, dit is soos vuil lappe voor God, ons beste dade. Vir wie beïndruk jy nou eintlik? Want God sien dwars deur in jou hart, dat jy eintlik baie vies was oor hierdie koeksusters wat jy vir die bazaar moes gebak het, en toe flop het, en hierdie koekies wat jy moes gebak het, maar ek bring my stukkie vir die bazaar, en ek het die mooiste koek gebak, maar eintlik was daar in jou hart soveel ongelukkigheid daaroor, die Here wil nie daai koek gehad het nie, dink ek. Maar sien, daar's baie keer in ons mense se dade wat ons doen, vals motiewe, die dade wat ons doen, met dade van liefde en opregtheid teenoor die Here wees. Baie dankie, julle kan maar eers gou sit. Kom, skief hulle hande klap. Ons tyd is seker nou om, nie vanaf. Ek wil net gou nog so 2-3 versies met julle deurgaan, dat julle kan weet, die goeters wat ek hier met julle praat staan in die woord, as jy dit nie kan glo nie,
dan kan jy nou eintlik maar net jou ore toedruk aan die hele res van die naweek, want dit wat ons hier vir julle die naweek bring, is alles wat in die woord van God staan. Dit is die waarheid. Joe, nou dat ek het sê, die Here wil hê seker ons met hierdie versie gou vinnig, ek wys gou vir julle hierdie versie. Kyk gou wat staan hierso. Jesus het vir hom gesê, lees saam met my, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Met ander woorde, ons is almal reeds deur God vrygespreek, deur dit wat Jesus kom doen het. Punt nommer 1. Alle mense is reeds deur God vrygespreek, deur wat Jesus kom doen het. Maar, ons het net tot God toegang deur Jesus. So ek moet by Jesus uitkom, sodat ek God se kind kan word. Want hemel en hel gaan nie oor goeie en mooi lewens nie. Hemel en hel gaan oor God se kinders, gaan hemel toe. Die wat nie vir God gekies het nie, gaan hel toe. Dis dit. Kinders van die Here gaan na die Here toe. En hulle het gisterand het julle mos nou mooi geleer, hoe word 'n mens nou kind van die Here? Net deur jouself te gee vir die Here en sê, hier is ek. Goed, so net deur Jesus, en dan wil ek net gou vinnig hier 'n kant aantekeningkie maak. Asseblief mense, in die wêreld daar buite is daar baie vals leringe oor hierdie ding. Ons praat die kerke op so 'n kamp nie, maar ek wil julle waarsku, as jy by 'n geleentheid is, en iemand laat vir jou verstaan, 'n mens kan jou vry verklaar, of 'n mens kan jou sondes vir jou skoonmaak, of vergewe, of wat ook al, dan moet jy dadelik weet, dis nie waar nie, dis nie wat die woord sê nie, die woord sê, net deur Jesus kan ek na die Vader toe gaan, nie deur 'n mens nie, en luister wat sê hy dan nog, Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hier is die waarheid, mense, so as ons nie hierdie Bybel lees nie, gaan ons dit nie ken nie, en gaan ons dalk onder 'n dwaal kan inkom. En dan staan daar hier, in pragtige versie, Johannes 8 vers 36, lees hard, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Eers as jy by hierdie ontmoeting gekom het, sal jy waarlik vry wees. Daar is 'n, lees gou weer daarin. Mense, ons moet hom altyd onthou. Kom ons lees hom weer. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesus is die enigste weg tot saligheid, tot kind van God. Niks, maar niks of niemand anders nie. Het julle hom? Ok, hou hom. Goed, ons moes net gou daar enetjie gedoen het. Net om terug te kom tot daai stukkie wat ek net op julle gesê het van hoekom doen ons nou goeie werke. Ons het daai stukkie gelees, dan staan daar, ek kom dit 'n bietjie oplig. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Nou dit klink bietjie snaaks, nee, om nou 'n slaaf te word. Jesusie, ek was nou net daar in die tronk, nou word ek weer 'n slaaf. Maar dan sê die Here, weet jy wat soort slawe is dit wat hy bedoel, is sommer net, Jesus nooi, dan sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee, dan sê, neem my juk op julle, want my juk is sag, my las is lig. Dis 'n ligte jobbie, wat hy jou gee, want eintlik vra hy net van ons, om by hom te bly. Dis al wat hy vra, om net te glo, en om by hom te bly. Dis die las.
dis die slawerny om net by hom te bly. God vra van ons niks anders verskriklik nie. Ek wil net gou kyk of daar nou nog daai enetjie het ons gelees. Goed. Waar is my ander papier? Daar is hy. Ek dink ons is klaar. Het julle die boodskap verstaan? Is dit vir julle goeie nuus? Net hier afsit. Kom ons bid en ons vra vir die Here om deur sy gees, dit wat jy vanoggend te hoor het, jou deel te maak. Ja. Mooi oopgemaak as jy het gebring het, soos as dit moet wees, en ek moet nie sê baie dank, dat daar is het baie gesalte saak waarmee jy bezig is, en het baie mooi, ek waardeer het baie hoor. Praise God. En dit is prachtig. Ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike goeie nuus. Ons om dit te verstaan, hoe kan u so goed wees? Hoe kan u so goed wees om sommer net vir mense wat dit nie eers verdien nie, net vry te spreek, te sê jy's okay vir my? Maar dankie Here, dankie dat u dit doen. Dankie dat u vanoggend by elke stoel kom staan, u hand op elkeen sit en sê, jy is okay vir my. Jy's goed. Jy's skoon. Jy's klaar vrygespreek. Ag Here, dan kan ons mos nie anders as om op te spring en te sê, ja Here, asseblief, ek wil dit aangryp. Ek wil net by u wees. Ek wil net op u skoot bly sit en ek wil net in u liefde en in u genade vir my verder koester in u teenwoordigheid nie. Ek bid nou, o Heilige Gees, dat u by elke sitplek sal omgaan in hierdie liefdevolle boodskap op die hardste hart sal se seun eers vra voordat